By die Studietrust glo hulle dat elkeen wat wil studeer, dit moet kan doen. Hulle kan dit egter nie doen sonder die hulp van wonderlike donateurs se skenkings en donasies nie. Die Studietrust kon saam met hulle donateurs oor die afgelope 18 jaar meer as 7000 studente se drome help waarmaak. En vandag gesels ons met Jolandi Tron, hoof Helpende Hand Studietrust, en Nick Venter, tweedejaars student by Sport Science Institute South Africa. Nick studeer tans sportwetenskap met die spesialisering in persoonlike afrigting. Nick het groot drome vir sy toekoms. Baie welkom, Jolandi, Nick. Dankie, Mardia. Dankie, Dit is Antoine. lekker om julle in die ateljee te hê. Nou, Jolandi, kom ons begin by die begin. Vir mense wat nou nie weet wat die Studietrust is nie, verduidelik gou vir ons. Ja, dis eintlik 'n wonderlike inisiatief, Antoine. En dit kom al baie jare wat mense so vir studente beurse gee om vir hulle daai geleentheid te gee om te gaan studeer. Nou in 2008 het ons by Helpende Hand Studietrust het ons dit amptelik begin administreer ook, maar in die vorm van rentevrye studielenings. So dis eintlik 'n wonderlike model wat ons het waar ons donateurs het wat belê in ons studente en ons administreer dit in die vorm van 'n rentevrye studielening wat 'n student dan weer terugbetaal. En die student ploeg ook weer terug in daardie studiefonds om die volgende student die geleentheid te gee. Nou soos jy genoem het, oor die laaste 18 jaar was daar 7000 studente al deur hierdie model gehelp. En is natuurlik duisende toekennings, want elke student moet 'n paar jaar studeer. En dis dan moontlik gemaak deur donateurs wat regtig net hulle harte oopmaak en oor 500 miljoen rand so deur hierdie model laat vloei het. So dit is eintlik dan nou vir ons 'n voorreg om studente te help om hulle drome te kan uitleef op hierdie manier. En ons is eintlik maar net die voertuig wat dan gebruik word om op die einde van die dag die geld by student uit te kry en 'n donateur ook te help om te belê waar sy hart is. Dis ongelooflik en ek dink julle maak te min van die feit dat dit 'n rentevrye lening is. Dit is baie spesiaal. Dit is waar wat jy sê. Dit help die student om verantwoordelikheid te neem en om ook te voel dat hy kan terugploeg, want die geleentheid wat hy gegee is in die eerste plek om te gaan studeer, skep weer vir hom die geleentheid om eendag wanneer hy nou klaar studeer het en gaan werk, dan ook te kan terugbetaal en weer iemand kan help. En ek dink dit is vir die donateurs wat help net so lekker, soos wat dit vir die studente is om te ontvang. En dit gee dan weer vir daai student die geleentheid op die einde van die dag om ook te voel hoe dit voel om terug te gee. Wat beteken dit vir 'n student wanneer iemand hulle investeer? En ek bedoel nou nie net finansiëel nie. Nee, dis eintlik wonderlik en ons praat graag van ons 7000 stories, nie net ons 7000 studente nie. Want elke een van daai persone wat 'n lening ontvang is natuurlik iemand met 'n agtergrond en omstandighede en 'n storie. En dit is nie net 'n student, ons verwys so maklik na 'n student, maar dit is 'n persoon. En vir elkeen beteken dit soveel dat iemand die geleentheid of die geleentheid skep vir hom om te gaan studeer, maar om 'n kans te vat op hom. Dit beteken regtig baie. En wanneer hulle daai geleentheid ontvang, dit verander hulle toekoms. Dit verander letterlik hulle lewe vorentoe en selfs hulle nageslag. Dit verander nogal baie. So waar ons Dis daai tree op. dis definitief 'n tree op en waar ons 18 jaar terug begin het ons gesê dat die geleentheid om te gaan studeer gaan die armoede siklus verbreek. En in vandag se tyd, soos jy sê, dit is so duur om te studeer. Dit is nie net die verbreeking van armoede nie, dis eintlik in vandag se tyd die voorkoming van armoede. Want in vandag se tyd is dit meer jou middelklas gesinne wat dit nie kan bekostig om 1 of 2 studente universiteit toe te stuur nie. So dis eintlik in vandag se tyd is dit eintlik daai geleentheid vir 'n gesin om net daai blaaskans te kry van 'n rentevrye lening, wat die student kan gaan studeer, al is dit net met die klasgeld, al is dit net gedeeltelik. En dit voorkom eintlik dat hy in 'n armoede siklus gaan verval eendag. Nick, wat het dit vir jou en jou drome beteken toe jy hierdie lening gekry het? Ja, om eerlik te wees, het dit regtig baie beteken. Dit het die wêreld beteken, want soos hom hulle gesê, dit is baie duur om te gaan studeer. So net die voorreg wat ons ontvang het, deur solidariteit om te gaan studeer, dit is soos hulle gesê, dit is 'n stapie op. En veral as mense passies wil uitleef, jy weet, om dit te doen waarvan jy hou, en dit nog verder te vat om te gaan studeer, om nie net voor te gaan studeer nie, maar om dit uit te leef eendag.
en so ook om die gemeenskap en jou familie te sorg daarmee en Ja. om ook 'n verskil in iemand anders se lewe te maak. Jy beweeg natuurlik in sportwetenskap in. Ja. Waar sien jy 100%. jouself in die toekoms oor die volgende 5 jaar? Ek sien myself in die volgende 5 jaar om by my eie besigheid te werk, Ja. om mense te help wat deur fisiese trauma gaan of wat deur 'n moeilike tyd gaan, om hulle so te help om hulle selfvertroue weer terug te kry, om hulle passie weer vir die lewe uit te lewe. So ja, nee, definitief om mense vir die gemeenskap terug te gee, soos hierdie donateurs vir ons gee, wat ons wil graag teruggee. Want dit is regtig 'n voorreg. As jy nou kyk na jou toekoms en jou mikpunt van jou eie besigheid en waar jy mense help met hulle eie lewensdrama en trauma, hoe beïnvloed dit jou hoop vir die toekoms? Dit beïnvloed dit nogal, want mens weet sonder hierdie geleentheid wat ons gekry het, met hierdie aanvaarding wat ons gekry het van hierdie studielening, sou dit amper onmoontlik gewees het om te gaan studeer, veral met die wêreld waarin ons lewe en alles wat hier raak. So om hierdie geleentheid te gekry het is regtig 'n voorreg en dit stel nie net 'n toekoms vir jou nie, maar ook vir die mense daar buite wat na jou toe kan kom en jy hulle kan help, jy weet, om die gemeenskap te bevorder en om 'n verskil te maak in mense se lewens. So persoonlik vir my, dit is regtig 'n groot voorreg en ja, soos gesê om terug te gee vir die gemeenskap. Wat sou gebeur as daar nie genoeg fondse is nie? Wat is die impak daarvan op die samelewing? Ja, en as ons begin praat oor die Helpende Hand Studie Trust, vra ek altyd die vraag, as iemand vir my vra, hoekom 'n studie trust? Dan vra ek altyd maar, wat sou van ons geword het sonder 'n Helpende Hand Studie Trust? Ons kan ten minste 1200 studente 'n jaar goedkeur deur middel van donateurs se geld, studiefondse wat ons administreer namens donateurs, maar ons kry meer as 2000 aansoeke in 'n kort tydperk elke jaar. So ons kan 'n klein verskil maak en dit is baie lekker vandag om met een van die studente te kan gesels wat so bevoorreg is om so 'n lening te kry. En is baie lekker om te kan praat oor al die stories en al die studente. Maar die moeilike deel van die werk is elke jaar wanneer ons op die ou einde amper 600 studente moet sê, ongelukkig is jy onsuksesvol. En dit is hoekom ons ook elke jaar beroep op die publiek doen om te sê dat as jy 'n hart het vir studente of net ten minste die toekoms van 'n jong mens, as jy wil sien hoe 'n generasie na ons beter af is as ons, om dan te belê in die studietrust en in die studente se drome en saam met ons te werk om nog studente te kan help. So ons help so baie studente, maar ons help nog nie genoeg nie. Nick, as jy nou vir enige donateur wat nou op YouTube kyk of op die radio luister, iets kan sê, wat sal jy sê? Ja, ek sal regtig uit my hart uit net dankie vir hulle wil sê. Baie studente sou nie gewees het waar hulle nou is as dit nie vir hulle was nie. En ja, ons is regtig absoluut bevoorreg om hulle in ons lewe te mag hê, dat hulle 'n verskil in ons lewe maak en ja, ons wil net opreg dankbaar daarvoor sê en die deure wat hulle vir ons oopgemaak het om vir ons 'n toekoms te bou. En dan so ook eendag as ons suksesvol is in ons werk, om eendag vir ander studente kan teruggee wat hulle vir ons gedoen het. En so ook vir ons gemeenskap. So ons mik altyd hoor en ons mik vir beter en ons mik vir 'n veranderende wêreld en as ek net kyk na wat jy al reeds vermag het oor die afgelope 18 jaar, dis ongelooflik. En daar is groei, maar 'n mens wil dit uitbrei. En natuurlik is enigiemand wat belangstel om te help, kan net eenvoudig julle webwerf gaan besoek en die inligting gaan kry. Enigiemand is welkom. Julle kan gaan na helpendehandstudietrust.co.za of ons kontak by studietrust@helpendehand.co.za om meer uit te vind. 'n Klein bietjie of 'n groot bedrag, enigiets maak 'n verskil. Soos julle gehoor het, die studente dra self by tot hierdie studiefondse en is 'n wonderlike model en ons het reeds 'n suksesverhaal, maar ons wil graag aanhou groei. En met die Here se genade groei ons elke jaar en ons weet daar's nog mense daar buite wat nog net nie gehoor het hoe hulle 'n verskil kan maak nie. Maak seker, jy gaan draai as jy die vermoë het om te help, gaan help. En as jy 'n jong student is en jy het nie die fondse nie, maar jy het 'n groot droom, dis ook die tuiste vir jou. Helpende Hand Studietrust.co.za. Dankie Jolandi, dankie Nick. Dankie wel. Dankie julle.